baie keer as jy oor sekere temas praat, dan sê mense, ja, dis nie eintlik ek nie, maar stres is ons almal. Okay, dit raak ons elke liewe een. So dit is regtig net regtig my groot voorreg om hier te wees. Nou ek wil gou kyk met watse tipe mense het ek te doen vanaand. So ek wil vir julle hierdie slide wys. Hoor jy, ek is jammer, nê? Daar's sekere woorde wat ek die Afrikaans nie eers van ken nie. So as ek 'n Engelse woord hier en daar skiet, vergewe my. Ek besef Afrikaans is nie waar dit moet wees nie. Hierso's 8 prentjies. Nou ek gaan elkeen vir jou nou verduidelik. En dan gaan ek daarna vir julle vra, steek my hande op, wat is die stres in jou lewe? So nommer 1, as jy stres oor ons land, jy weet waar het ons land op pad, wat gaan gebeur, wat's volgende? Nommer 2, as jy sukkel met mediese goeder, siektes dalk, of iemand naby aan jou is siek. Nommer 3, hulle sê dis die prentjie vir stres en uitbranding. Stres is as jou vrou swanger is. Uitbranding is as jou skelmpie swanger. Nee, ek speel. Nee, glad nie. Nee. As jou kinders, hulle gaan my fire aanteen. As jou kinders jou stres is in hierdie lewe. Ek is op hierdie stadium met 2 tieners in die huis, so ons praat later. Nommer 4, as jy die kok in die huis is. Hulle sê dis 'n regte stres hierdie. Wat jy elke liewe aand besluit, wat gaan ons eet? Dis gelukkig nie stres wat ek het nie, want ek het vroeg in my lewe geleer, my vrou het my probeer leer kos maak, en ek verbrand dit aand na aand, toe gee sy op, so dis nie 'n stres wat ek het nie. Nommer 5, as jy besig is miskien met ekstra studies, of as jou kinders eksamen skryf, ek het my hele naweek wiskunde gedoen, die hele graad 9 wiskunde, ek verstaan hoekom ek skool so sleg gedoen het. Nommer 6, as jy 'n skoonmaak kry, nee, en ek speel, as jou man of jou vrou die stresser in jou lewe is, ek wil sien wie gaan 'n hande hier opsteek. By the way, ek praat nou vanaand met julle oor stres. Ek het my stres so ernstig gevat, dat 3,5 jaar terug het ek van Rodepoort na Kaapstad toe getrek. En ek het my skoonma in Rodepoort gelos. Beste stres reliever wat ek kon doen. Nommer 7, as jou werk 'n stresser is, of nommer 8, finances, money, geldjies. Okay, ons weet die druk is daar. Okay, enige nommer 1, stres julle oor ons land. Okay, julle moet nou eerlik wees, hoor. Okay. Enige mediese dinge dalk, wat mense mee sukkel. Ja, dis nogal iets groot wat ons sien, hè. Kinders, wie wil 2 hande opsteek? Okay, en hoe groter hulle word, hoe meer stres hou. Ek kom dit agter. Wie's kokke? Kok in die huis. Yes, daar's nie mans eintlik wat hande opsteek nie. Wel, daar's, okay, ekskuus, ja, ek sien, hier's 2 wat duidelik vir my wys, hey, ek is hier. Okay. Enige iemand wat toetse skryf of kinders help toetse skryf eksamens? Okay. Juffrouens dalk, julle gaan nou 3 hande opsteek, ja. Wie is hier, want hulle wederhelfte is 'n groot stres. Hier's 'n paar brawe mense, ek wil net sê, Chris, jy's nie braaf nie, want jy sit nie langs jou vrou nou nie, so dis nie braaf nie. Okay. 7, enige werkstresse. Okay, ek dink ook so, ja. En 8, finansies. Nee, dit raak al hoe dierder. Okay, so kan sien, julle het ook regtig stres. Nou, jy weet, wat Christene baie keer mee sukkel is stres. En die hele weet dat ek sukkel daarmee. Maar julle, daar's soveel stressors waarmee ons sukkel, elke dag. In ons werkplek doen ons baie hulp vir klomp companies en so aan. En een van die top 3 redes hoekom mense in die sekulêre wêreld uittrek na ons toe vir help, is familiestres. Ons sien familiestres is regtig 'n grootte. Dan is daar werkstres, ons finansies, daar's oorlog in die wêreld wat nou ewe skielik ons raak, want die petrolprys gaan op en alles gaan net op en ons bekommer ons oor die toekoms. Waar gaan ons heen? Wat gaan gebeur? Siektes wat mense mee sukkel. En baie van ons is in hierdie, ek wil sê 'n hamsterwheel. Werk, eet, slaap. Vrydag, okay, is naweek, laat ek bietjie slaap, okay, kerk toe kom, werk, eet, slaap. En dis hoe ons dit doen, hierdie siklus. En dis 'n baie gevaarlike siklus. Ons wil nie eintlik daarin wees nie. So ons moet regtig kyk uit dat ons dit nie doen nie. Nou kom ons kyk wat sê die woord. Johannes 16:33. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my.
In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hoe moet ek hierdie wêreld oorwin? Hoekom dink julle sal die Here sê dat julle vrede in my sal vind? Wie van julle dink hoekom sê Jesus dit? Hoekom waarskei ons dit gaan moeilik wees? En ek sê dit vir julle sodat julle vrede kan vind in my. Enigiemand. Is dit nie 'n strikvraag nie, is dit? Laat ek vir julle sê hoekom. Want ons het baie keer die idee, as ek Jesus volg, as ek 'n kind is van Jesus, gaan my lewe net maklik wees. Nee, ons dink altyd dit gaan maklik wees, dit gaan nie moeilik wees nie, ons gaan dit net kan doen, dit gaan maanskyn en rose wees. Maar ek is seker julle kan sien, dit is nie, nê? En die Here sê, Jesus het hierdie woorde gesê, ek sê sodat julle kan vrede vind in my. Okay, en ons gaan bietjie meer oor daai vrede praat, ons gaan bietjie meer dit uitpak vanaand. Hoekom praat die Here so baie van vrede? Nou, hier's 'n ding wat baie kinders van die Here mee sukkel. Hulle sien stres as die teenoorgestelde van geloof. Ek het al baie gehoor mense sê, ek mag nie stres nie. Dit is teen geloof, dan is ek ongelowig en die Here gaan my straf of die Here gaan dit doen. Dit is nie so nie. Die teenoorgestelde van geloof is ongeloof. Die Here het geweet ons gaan stres, dis 'n algemene reaksie en ek gaan dit vir julle nou verduidelik stap vir stap. Dis 'n algemene reaksie wat ons as mense het. En mense dink dat die Here verstaan dit nie, maar hy het ons gemaak. Filippense 4 vers 7 tot 8 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra God wat julle nodig het en dank hom in julle gebede en God sal julle, daar's daai woordjie weer, vrede gee. Staan daar God sal dit wegvat. Sê daar God sal dit uitsorteer vir jou. Hy sê ek sal julle vrede gee. Deur die stres sal ek vir julle die vrede gee wat julle nodig het. OK, ek het 'n volunteer nodig. Is daar iemand wat my wil kom help? Moet nou nie bang wees, wie skaam. Enigiemand? Dankie, kom vir my asseblief. Baie dankie. Ek sal nie byt nie, ek beloof. Spytie was daar ander nie. Sê gou vir my, is hierdie botteltjie swaar? Hy's lig, nê? Wil jy nie gou vir my daar staan nie, nê? En hom net reguit uitsteek met jou hand. OK, hou hom net daar. OK. Kom ons praat gou oor stres. Ek lag altyd as mense vir my sê, weet jy wat Henning, vandag het ek 'n keuse gemaak, ek gaan nie stres nie. Teen 11:00 daai oggend wil hulle mense wurg, nê, want dit hou nie. Okay, so ek wil vanaand vir jou iets sê. As jy 'n volwassene is, nou as ek so voor my kyk, is dit omtrent net volwassenes en jy het 'n werk, is stres 'n gewe. Jy sal stres hê. Bring in finansies, bring in 'n skoonma, al daai goeders maak dit net erger en erger en erger. Daar's soveel stressers in ons lewe. Jy sal stres hê. Moenie dink is iets wat jy kan kies en net ek gaan mind over matter nie. Stres is nie die vyand nie. Ons sien stres as hierdie verskriklike slegte ding. Nou kom ek verduidelik vir julle wat is stres. Stres is 'n normale reaksie, is jy nog okay? Normale reaksie wat God ons mee gemaak het. Vir 2 hoofredes. Nommer 1, as jy moet veilig kom, so daar's gevaar. En nommer 2 is iets moet gebeur en dit moet gebeur vinnig. Soos byvoorbeeld. Ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik. Kom ons sê ons sit nog so en hier seil 'n slang in, nê? Jou brein gaan onmiddellik 'n streshormone loslaat. Jy gaan in aksie spring. Jou liggaam en jou brein gaan 'n paar ratte oprat. Nee, ek ken nie lekker, gear up, okay? Gaan 'n paar ratte oprat. Jy gaan vinniger spring as wat jy ooit gespring het. Jy gaan vinniger hardloop as wat jy nog ooit gehardloop het. En jy gaan wegkom van die gevaar. Net so, wanneer daar iets gebeur. Kom ons sê jy is by die werk en jou manager kom sit 'n stukkie papier voor jou en sê, hey, onthou, ek soek hierdie verslag in 1 halfuur. Jy weet dit vat jou 3 ure om hierdie verslag te doen. Wat gebeur? Ons brein laat streshormone uit. Ons spring in aksie, jou brein en jou liggaam gear up en jy doen 'n 3 ure verslag in 30 minute. Ek onthou so goed, Johan Brisem, daai 3 ure voor die eksamen kry jy meer inligting in jou brein as die vorige 3 dae. Hoekom? Stres. Nou, die probleem kom. Nie die stres, hierdie opratte, hierdie opgeer van jou lyf en van jou brein nie. Die probleem kom ons bly daar. Hoe voel hy nou al?
Right. Het ek die verkeerde op net? Is jy baie fiks? Is dit vir jou heel okay? Raak al swaarder. Onderwyseres, so jy het uithou vermoë. Jy kan lank uithou. Maar hy voel al swaarder, nê? Jy gaan nou voel. Hoorie, dankie. Ja, Max. Nou gaan dit sparkling water wees, dankie. Wanneer jy water drink, niemand van ons drink water en dan staan jy so nie. Niemand doen dit nie. Jy drink water en jy sit dit neer. Stres moet dieselfde wees. Jy moet doen wat jy moet doen en dan moet ons terugkeer, soos hulle sê in Engels. Ons vind onsself in 'n tyd nou wat almal in hoë rad is. Jou lyf, jou brein, alles bly in hierdie hoë rad en die hardloop net en die hardloop net en die hardloop net. En die Here het ons nie gemaak om in daai hoë radde te bly nie. Ons moet net in 'n kort rukkie daar wees dat ons kan doen wat ons moet doen, uitsort wat ons moet uitsorteer en dan moet ons dit kan terugkeer. En dis hoekom mense sukkel. Dis hoekom stres verander in uitbrandinge. Is daar enige iemand wat dit al ervaar in die tye waar ons nou is? Jy voel net jy hardloop by die hoë radde die hele tyd. Is dit wat jy ook ervaar, né? Kyk, kry 'n paar hande, definitief hande. Dit is so. En dis hoekom ons sukkel. So ons moet verstaan, ons is nie gemaak om in die hoë en dis nie dat stres hierdie vyand is nie. Dis omdat ons in hoë radde bly die hele tyd dat dit die vyand word. En dis hoekom moet ons dit verstaan. So ons gaan 'n bietjie verder daar gesels. Right. Jy weet as Christene, baie keer sê ons vir die Here, ag Here, vat hierdie weg, vat my stres weg. Ek het so gelag. Ek het 'n video gekyk so 'n paar weke terug waar hierdie vrou bid. En sy sê, ag Here, vat my man se stres weg. En toe verdwyn sy. So pas op vir jy bid, okay? Sy sê poef, toe sy weg. Die Here het haar gebed verhoor. So ons bid altyd en is reg, maar ons verwag die Here moet dit doen. Right? Ek het 'n rektor gehad wat altyd gesê het jy moet bid asof jy nie gewerk het nie. Jy moet werk asof jy glad nie bid nie. En hierdie vers het regtig my lewe kom verander. Genesis 1 vers 26 sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. As jy Genesis 1 lees, dan sien ons God skaap die aarde deur net te spreek, right? Hy sê laat daar bome wees. En daar's bome. En die hele skepping spreek God net. Maar in vers 26 is die enigste keer dat hy sê kom ons maak nou iets. Ons maak mens. Hy is ons verteenwoordiger op aarde. Die Here het ons gemaak om te heers op aarde. Maar oor alles, jou stres, jou gesin, jou familie, jou werk, waar jy jou ook al vind, God het gesê, jy moet heers daaroor. God gaan dit nie noodwendig wegvat nie. Ons moet heers daaroor. En die beste voorbeeld wat ek daarvan het, as jy 'n ma of 'n pa is nou, en jy het 'n kind, jy weet, baie keer sien jy, hulle gaan deur iets gaan nou, hulle gaan seer kry, of iets gaan plaasvind, en jy kan dit nie altyd van hulle wegvat nie. Jy kan dit nie altyd keer nie. Maar dan is daar kere wat jy dit nie wil keer nie, want jy weet, okay, hier moet ons nou 'n les leer. En dan kry hulle seer of wat ook al, maar dan leer hulle, dan doen hulle dit nie volgende keer nie. Nou, God los ons nie net om te sukkel nie. Alles wat ons deurgaan, is leerskool vir ons, maar partykeer is dit ons keuse, so ons eie keuse wat ons bring op 'n plek waar ons is. As ons vir die Here sê, vat die stres weg, baie keer is dit ons eie skuld dat ons stres, oor die keuses wat ons maak. So die Here wil hê ons moet heers. En ons moet dit eienaarskap daarvan vat. En dis hoekom ons daar is. Nou, wat is uitbranding? Nou, uitbranding is 'n verskriklike ding. Ek het vir 7 jaar vir 'n maatskappy gewerk met die naam van ER24. Ek weet nie of julle ken nie, dis die ambulansdiens. En ek het vir 7 jaar elke dag karongelukke, selfmoordgevalle, net die slegste van die sleg gesien. Maar wat plaasvind toe daar? Hulle kan ons enige tyd bel. Hulle het my sommer in die nag gebel en ag, ons kan 'n Vrydag aand sit en braai en dan sê hulle, hoorie, kom, jy moet help. En dan sit, so ek het oggende aande altyd uit. En in daai tyd toe brand ek uit. Toe kom ek agter, hierdie is erg.
En uitbranding is 'n verskriklike ding. Gelukkig het ek net in die beginstadium daarvan gekom, maar dit kan jou lewe reuneer. Ek het een keer 'n praatjie gedoen soos hierdie en na die tyd het 'n vrou kom praat met my, toe sê sy vir my, Henning, ek wens ek het hierdie 3 jaar terug geweet. 3 jaar terug toe brand ek uit. Ek het nie geweet wat dit is nie. Niemand het my geleer nie. Maar ek was so moeg, ek was so uitgeteer dat ek net nie kon nie. Ek het my werk gelos, bedank, ek het my man gelos, want ek kon net nie met dit deel nie. 'n jaar later, toe vind sy uit, dit is dit, sy kry die hulp, en daar sit sy nou, sy het keuses gemaak, wat sy moet sit mee vir die res van haar lewe, en sy is so spyt. So dit is rarig. So uitbranding is wanneer jy fisies en emosioneel net klaar is. Okay, jy's uitgeput. Jou lyf wil nie meer nie, jy gaan slaap moeg, jy staan moeg op. Jy voel ook dat jy gee nie meer om nie. Maak nie saak wat gebeur met jou of jou gesin, of jy gee nie meer om nie. En dis 'n gevaarlike plek. Het enigiemand al dit ervaar of gesien mense dit ervaar? Dis erg, né? Dis nogal dit is life changing, soos hulle sê. So die Here se plan is nooit dat ons by uitbranding kom nie. Maar hy het vir ons in sy woord gesê hoe ons nie daar hoef uit te kom nie, maar dit is goed wat ons moet doen. Ons moet heers daaroor. So dit is die rol wat dit speel. Nou tekens van dit, redes hoekom ons uitbrand. Nommer 1, ons is in die hoë ratte die hele tyd. Ons hardloop, dan brand jou lyf uit. Jou brein en jou lyf kan fisies nie meer nie. Kyk, jy het nie coping skills nie. Ons gaan nou praat oor wat is coping skills. Ek het gedink in Afrikaans, wat is 'n mooi woord vir coping skills, maar ek kon net nie regtig nie een regtig kry nie. En as jy baie stressors het, jy worry oor die kinders, jy worry oor jou geld, jy stres oor die werk, en is net, dit voel of dit nooit ophou nie, dan kom jy regtig op 'n plek. Of, ons moet hierdie een ook net oor praat en duidelik praat. Jy glo leuen. Julle weet, ons gaan daai skrif net nou lees. Die Bybel praat van dat die duiwel is die vader van die leuen. Hy kan net vir ons jok, maar dit dra krag wanneer ons dit glo. En baie keer glo mense dit, want wanneer jy stres, dan voel jy nie lekker nie. En dan kan daai stemmetjie begin praat, nê, en dan luister jy na dit, en dan begin jy negatief raak, en dan begin dit spiral, soos hulle sê, en dan raak dit net slegter en slegter en slegter. En dan, as ons nie verantwoordelikheid vat nie, as ons net dit los, dan gaan dit gebeur, verseker. Alright, hierdie volgende vers is my baie belangrik. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, mag God wat julle vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer Jesus Christus weer kom. Hierso sê die Here vir ons is liggaam, siel en gees. Nou kom ek sê gou-gou vir julle, wat is die probleem baie keer as jy met sielkundiges werk? Nou ek het sielkunde ook swat, en ek het gesien, hulle fokus op jou lyf en jou denke, jou brein. Maar hulle kyk glad nie na jou gees nie. Baie keer kyk Christene net na hulle gees, maar hulle kyk nie na hulle liggaam nie, en hulle kyk nie na hulle siel nie. Hulle denke nie. Die Bybel is duidelik, ons is al drie, so jy moet na al drie kyk. Dit is belangrik. Jy kan nie net na die een of die volgende een, jy moet al drie deel maak daarvan. Maar ek wil vir julle vra, hoe het julle dit al gesien manifesteer in mense se lewens? En dit hoef nie jy te wees nie. So asseblief as jy praat, gaan ons nou nie dink, sy sukkel met dit of hy sukkel. Nee, glad nie, asseblief. Jy kan net sê iemand wat ek ken. Nee, jy kan net sê dis wat ons sien. So, wie wil vir ons terugvoer gee? Nee, julle. Die antwoord, dankie. Johan. Nee, Chris, jy is te stadig. Stel. Goeienaand almal. Ons het so gesels en ons het gekyk na die emosionele, fisiese en die denke. En jy kan 'n menopausal vrou in al drie gooi. Ek wil nie sê al drie nie, ek wil sê al vier. Dankie, nee, verseker. En ons dink nie dit is jy nie. Ons iemand wat jy ken, né? Enigiemand nog? Wat staan vir julle uit? Wat wil julle met ons deel? Daar sy. Riek, ja. Hallo. Dit. Ek dink altyd moeg, want Ja. ek dink dat omdat jy konstant dink oor die goeders wat jy in elk geval nie kan beheer nie. Yes. Ek dink dit wil dreineer 'n mens. Ja. So altyd moeg.
Dis baie waar. En wat gebeur as ons moeg is? Jy kom by die werk aan die nes moeg. Jy's geïrriteerd. Jy's sommer vies vir almal. Jy wil net huil sommer vir alles. Jy raak kwaad vir alles. So die moeg het nou nog sterkies by en dit raak net erger en erger. Ons het ook nota gemaak dat wanneer jy afvat, voel jy skuldig dat jy afvat. Daai ons is so paraat. Jy kort die verlof en dan voel jy skuldig. Of ons het nou dag toe ons af vir 2 weke toe ek terugkom by die werk, toe het ek 478 e-mails wat vir my wag. Toe het een van die execs vir my raad gegee, maar ek kon dit nie doen nie. Hy sê, weet jy wat doen hy? As hy op verlof was, delete hy al daai e-mails. Want daai mense het 'n e-mail gekry om te sê, hey, ek is nie hier nie, ek is op verlof. So hulle moet weet hy is op verlof. So as dit belangrik, maar ek kon dit nie doen nie. Maar dit het my 2 weke gevat om my 2 weke se verlof net op te vang. En toe ek weer gestres dat ek moet weer begin met verlof. Yes. Shaal. Yes, ons het hier so op hierdie tafel van ons gepraat en as ek na elke afdeling kyk wat jy daar so het, okay, baie van dit kom op nie goed genoeg nie. So jy druk jouself harder, jy werk harder, jy is altyd moeg, jy kla alles, moan oor alles, geld, issues, you name it, maar nou vat jy die woord lief. Ja. Okay, dan begin jy by die L, die punt van die L. En jy begin stadig 'n shape van 'n hart maak. Yes. Tot op die punt daaronder. Dan trek jy hom oor na die F of die V. Dan vorm dit vir jou 'n hartjie, maar in die middel sê dit lief. Nou al jou positiewe denke word afgetrek deur die wêreld. You name it, jy wil probeer presteer, dis geld, dis finansies, dis familie, alles. Tot jy heel onder by die punt kom waar die goed nie goed genoeg is nie. Maar dan trek jy jouself op en dit is nie hoe jy val nie, dis hoe jy opstaan. Dan trek jy jouself weer op na boontoe deur die hulp van Vader, Seun en Heilige Gees. En dan as jy kyk op die hartjie, heel onder op die punt, is die kleinste gedeelte van nie goed genoeg nie, wat jy kan onder die grond wegsleep. Hou daarvan. Shaal, dankie. Is daar nog iemand wat wil deel? Yes, hierso, Johan. Ek dink die ding wat ons vergeet, mense wat geraak word deur mense wat stres en uitbranding het. Veral die families. Hulle is nie voorberei daarvoor nie. Ja. So hulle ly ook op die einde van die dag. Hulle raak ook negatief. Hulle raak ook emosioneel en nie almal dink aan die mense wat daarmee geraak word nie. Ja. Dis baie waar. Ek praat baie keer met mense wat iemand naby hulle het wat siek is. En almal is so gefokus op hierdie persoon wat siek is, maar die mense om daardie persoon trek net so swaar, partykeer swaarder. So dit is verseker dit. En dit is baie keer soos jy het 'n goeie dag en ewe skielik meng jy jouself nou met 'n groep mense en hulle is negatief. 10 minute later is jy negatief. Of jy het 'n slegte dag gehad, kom by 'n groep mense, hulle is positief, dan draai jy uit. So dit steek aan baie keer. Maar vir alles het iemand is vir wie jy lief is, dan trek jy dit aan. Baie waar. Dankie. Is daar nog iemand? Daar agter. Jy word fiks nou, Johan. My ma is heeltemal uitgebrand op die oomblik. En dis 'n goeie waarskuwing, want as sy eers daar kom, dis nie net vir uitkom nie. Dis vir op die bed lê en sy kan nie eers haar pyjamas aantrek nie. So 'n ou jy moet nie daar kom nie. Wat jy nou sê is baie waar. Mense dink ek het dit dalk ook nie goed genoeg gesê nie. Jy weet, uitbranding is nie net van ek is net moeg en dis soos jy kan nie meer aangaan nie. Jy kan nie uit die bed klim nie. Obviously, jy kom nie dadelik daar nie, maar hoe langer jy dit los, dit kom by 'n plek wat jy nie eens uit die bed uit kan klim nie fisies. En dit is baie waar. En dis erg. Dit het jou jare of maande gevat om daar te kom. Nou gaan dit 'n rukkie, nou nie jare weer vat nie, maar 'n rukkie om uit te kom. Ek gaan ook net nou daaroor praat. Ek dink die probleem met ons generasie, ons is gewoond aan dinge moet gebeur. Right? Shortcuts, quick fixes, maar met hierdie is daar nie. So ons gaan regtig daar gesels. Is daar nog iemand? Daar's sy. Chris, is jou vrou. Chris, praat asseblief, praat. Laat ons hoor. Dit is glad nie op my van toepassing nie, maar iets so stres so kan manifesteer is omdat jou kop so tik, dan soek jy goed om net
jou aandag af te trek, so dan kan mens doom scroll of ja, series kyk. Facebook. Series kyk. Dis nie altyd sleg nie, maar as ons dit te veel doen, definitief. My skoonma het altyd sê iets wat te is, nê? Te veel. OK. Jy's af. Soos groente en vrugte. Dis groente en vrugte te veel. OK, so, hier is die ding. Nou moet ons eerlik wees met onsself. Daai tyd toe ek die trauma werk doen, ek het nie agtergekom self dat ek beginne hierdie tekens het nie. Want ons is so besig, ons is so aan die gang. My vrou het my eendag neergesit en sê, luister hierdie werk nie meer nie. Jou woedevlakke is te hoog. Jy's geïrriteerd met die kinders, jy's geïrriteerd met die honde. En tipies man, soos nee man, jy's mal, nê? En ek moes gaan sit het en ek moes gaan dink hieroor. En ek het besef dat dit is so. So ek wil vir julle nou sê vandag, baie keer sien jy nie hierdie tekens in jou lewe nie, maar die mense naby jou, die mense wat lief is vir jou sien dit, so luister vir hulle. Vra jou man, vra jou vrou, hulle sal met liefde vir jou sê wat is fout met jou. Okay, so vra net vir hulle. Okay. Maar nee, luister vir die mense in jou lewe. Okay, daai nou is daar mense wat hulle mans pomp. Luister, jy moet luister. Okay. Tekens, mood swings, daar's nie 'n lekker Afrikaanse woord nie. Het julle al gesien hierdie mense, hulle kom by die werk aan in die oggend 9:00, hallo, almal is alles glimlagte, 10:00 huil hulle, 11:00 lag hulle weer, 12:00 wil hulle mense verwrig. Het julle al daai op en af gesien? Okay? Dis wat 'n ou baie keer van stres sien, dit gebeur. Of woede. Nou luister jy, as jy nie seker is jy sukkel met woede nie, daar's 'n woedetoets in Suid-Afrika wat jy elke dag kan vat. Dis 'n minibus taxi. My toets is elke oggend in Durban Road as ek my dogter gaan aflaai by die skool. Dis nie as nie, dis wanneer daai taxi voor jou indruk, nê? Nou as jy die een is wat halfpad uit jou venster uithang en vir sy ma vertel so en jy hoed en dan fail jy dit met die toets, okay? Maar ons blameer die taxi drywer, maar dis eintlik ek wat al woede het, my woedevlak is al so hoog. So wat ons moet doen is, seën jou, ek weet nie of jy dit reg nie, seën jou taxi drywer, bless jou, die Here is lief vir jou. Maar woede is iets wat ons baie sien, veral met mans. Manne, dit is een van ons tekens. Ons yes. Dit is so. Mans, ons grootste teken wat jy na kan kyk is woede. Jy raak geïrriteerd. Dames, julle sal dalk ervaar jy raak emosioneel vir alles. Iemand vertel jou iets sleg, jy huil. Iemand vertel jou iets goed, jy huil. Jy kyk 'n fliek, jy huil. Jy kyk 'n series, jy huil. Iemand vertel jou 'n storie, jy huil. Okay, ek sien baie mense lag. So dit is 'n teken daarvan. En dan as mense begin, kyk, jy hoef net nuus te kyk, dan's negativiteit daar. Maar as jy net voel jy raak al hoe meer negatief en jy raak al hoe meer geïrriteerd, dan julle moet ietsie nou regtig verstaan. Dis hoe Here ons so gemaak. Jou fisiese gesondheid, jou geestesgesondheid en jou emosionele gesondheid. Jy sien ek doen dit altyd in Engels. Mental health, physical health en emotional health is gelink. Hulle is gekoppel. So wat in die een gebeur sal oorvloei in die ander. Jy kan dit maar weet. Nou fisiese tekens is regtig daar. Eerste ene is slaapprobleme. Luister jy, ons kan baie dinge fake, maar jy kan nie jou slaap fake nie. As jy nie slaap nie, slaap jy nie. Jy kan vir mense sê, as jy vra, hoe gaan dit? Ja, dit gaan great. Maar dan jok jy deur jou tande, okay? Maar jy kan nie jou slaap fake nie. As jy sukkel om te slaap, as jy in die bed klim in die aand en jy is doodmoeg, en jy maak jou oë toe en jy dink, nou gaan ek slaap, en dan begin jy brein hardloop. En hardloop, en dan is jy wakker. Dan val jy eers in die slaap 1 uur, 2 uur, 3 daai oggend. Of jy slaap dadelik, maar jy word wakker 1 uur, 2 uur in die nag, en dan kan jy nie verder slaap nie. Of jy slaap die hele nag, jy kan uitklim, terugklim en weer die hele dag slaap. As daar nie 'n balans in jou slaappatroon is nie, dan is dit 'n groot teken. Dit is een van die grootste tekens waarna jy moet uitkyk. Ek gaan vir julle 'n skokkende ding gou sê. Het julle geweet dat 92%
van alle siektes kan veroorsaak word deur stres. Net stres. 99.2% van alle siektes kan slegter gemaak word of erger gemaak word as gevolg van stres. So dis regtig so. Mense begin sukkel met hartklopings en wat ook nou gebeur, okay, ek is op daai ouderdomsgroep. Ewe skielik kry ou kniepyn en rugpyn en dink jouself, weet jy wat, dis al daai rugby wat ek gespeel het, maar jy het nie eens rugby gespeel nie. Of jy kry kopseer en al hierdie pyn en dink, okay, weet jy wat, nee, nou raak ek oud. Daai wat hulle sê van 40 plus, dis waar. Maar wat eintlik gebeur, is wanneer jy stres en aanhoudend stres en jou brein en jou liggaam hardloop op daai hoë ratte die heeltyd, jou spiere trek saam elke dag. En dan môre trek dit meer saam, en trek dit meer saam, dan eventueel begin jou spiere jou senuwees knyp. Ja, dan begin jy pynpille klap so smarties. Okay, maar dit help nie. Hoekom? Want die senuwees vas. Okay, ek gaan nou met julle praat, hoe kan ons ontslaa raak daarvan? Maar daar's verskriklik baie mense wat sukkel. En of course, wat ook gebeur is, ongelukkig mense begin drank misbruik wanneer hulle stres. Nou ek weet hier in die Kaap, ek het iets geleer van die Kaapse mense, jy praat nie oor hulle wyn nie. Jy los hulle wyn uit. Jy kan oor enigiets praat. Ek dink, as Kaapse mense wyn oor hulle Rice Krispies kan gooi, sal hulle. Maar wat gebeur is, mense begryp hulle aan wyn. En as 'n teken van, weet jy wat, ek het 'n stresvolle dag gehad, laat ek net 'n glasie drink. En ek ken iemand wat my sê, Henning, ek drink 1 glas wyn 'n dag. 1. Maar daai glas is so groot soos 'n vaas, wat jy blomme insit. Okay, dit lyk so. Maar ja, mense begin hulle dan verskriklik meer drink en vergryp. En dan jou denke, jy sukkel om goed te onthou. Jy staan by die werk en dink jy, maar hoor jy, ek doen hierdie al 3 jaar, ek vergeet om dit te doen. Of soos ek, in ons huis, kyk, ek weet altyd waar is my sleutels. Kyk, my vrou is nou hier, so ek gaan nie te veel soek haar sleutel altyd. Maar my sleutel, weet ons waar hy is. Maar as my sleutel weg is, dan weet ek ons fout. Dan sukkel ek. So jy begin goed vergeet, en jy sukkel om te fokus. Jou denke gaan oralste. En natuurlik geestelik. Wanneer jy in daai plek begin jy sukkel om te bid, sukkel om Bybel te lees, sukkel om die Here se stem te hoor. Wat ek baie keer ervaar het, in daai stresvolle tye, in daai siklus, begin God se stem, die Heilige Gees se stem al hoe sagter word, en die bose se stem partykeer al hoe harder. Kyk 'n bietjie wat sê die woord. In Johannes 8:44. Jesus praat hierso oor die duiwel. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie uit, omdat hy leienaar is en die vader van die leuen. Dis juis in daai tye wanneer ons soveel stres, dat daai stem so hard word, en dit is soveel makliker om te val dan vir daardie stem, dat ons dan eintlik sukkel. Okay, nou, ek het iets gedoen 'n paar maande terug wat my trauma gegee het. Ek het my payslip, wat is payslip in Afrikaans? Betaalstrokie, well done, dankie. My betaalstrokie oopgemaak, en ek kyk nooit regtig deur hom nie, maar ek gaan toe fynkamp deur hom, en ek sien hier bo se ietsie wat PAYE, nee? En ek sien maar hier's 'n verskriklike bedrag hierso. En ek raak so depressief om te sien hoeveel betaal ek aan tax elke maand, met die belasting. Myself het dink, as ek hierdie geld kan kry, is my probleme oor. Nou, ons almal haat belasting. Kom ons wees nou eerlik, right? Ek dink nie iemand in hierdie vertrek sê, ek is mal daaroor om belasting te betaal nie, nee, ons hou nie daarvan nie. Die probleem is, as jy nou daai tekens in jou lewe sien, en jy weet dat jy sukkel, en jy los dit, gaan jy stresbelasting beginne betaal. En dit is moeilik. Dit begin regtig baie dinge veroorsaak. Dan begin ouens sukkel met gesondheid. Jy begin keuses maak wat jy later dink, wat het ek gedink? En dit kan jou lewe verander. Huweliksprobleme, een van die grootste redes, ek het al baie met mense gesit, couples gesit, dan kan ek sien die probleem, die wortel van die probleem is stres. Hulle hanteer nie die stres nie. So dit kan huweliksdramas veroorsaak, jou geestesgesondheid, jou mental health, jou wellness kan al hoe slegter raak, jy kan regtig sukkel. Ouerskap gaps, weet julle wat's baie erg? Jou kinders voel dit. Jy's nie daar nie, jy is daar, maar jy is nie daar nie. Speel 'n baie groot rol, en dit kan skade doen aan jou verhouding met die Here. Dit maak regtig 'n baie groot verskil. So ek wil jou vra, jy moet jou stres leer ken. Kyk, almal van ons
het 'n fisiese reaksie tot stres, 'n emosionele reaksie en ons het sekere gedrag. So jy moet weet. Nou ek weet al, wanneer ek nou regtig stres, kom ons sê iets moet nou gebeur en ek weet ek is laat of wat ook al, dan kry ek hierdie yskoue gevoel. Ek weet nie of jy, maar ons almal verskil. Dit is die amazing ding. Die Here het ons so uniek gemaak. Nie een van ons is dieselfde nie. Elkeen van julle is uniek. Daar's niemand soos jy in die wêreld nie. Was nooit nie, sal ook nooit weet nie. So ons verskil, right? Maar myne weet ek kry so yskoue gevoel. Dan weet ek ook nou stres ek. Emosionele reaksie, dan raak ek geïrriteerd. Ek weet dit sommer. En dan my gedrag is ek raak stil. Ek zone uit. So ek weet dan, hey, nou moet ek iets doen. So net nie net daai tekens wat ons het nie, maar hierdie kan op 'n daaglikse manier gebeur. Wat doen ons om ons stres te hanteer? Ulrich, kom ons begin. Johan hier voor by Ulrich. En moet asseblief nie vir my sê jy raak ontslaaf van jou man of jou vrou nie, asseblief. Nee, wat hier uitgekom het op die tafel is daar word kos gemaak, maar dan kan jy 'n bottel wyn oopmaak. Nee, kos maak het jy uitgekom, maar ook dan saam met dit die kos eet. Oefening, lê en lees, 'n bietjie ontvlug van jou Okay. van jou tydelike stres. Yes, ek hou daarvan. Ons gaan 'n bietjie daar praat. Hierso. Hi, luister na musiek. Ja, musiek, absoluut. Hang ook af wat se musiek, nee, ek speel verseker. Maar hierdie jong mense, nie dat ek oud is nie, maar joh, ek het al gehoor die goed wat hulle, en ek het altyd, my ma het al sê die jong mense, nou is ek daar, die jong mense. Yes. Ja, ek dink ons is seker almal gewaier. Anders 'n bietjie. Ja. Nicolas sou beslis daarvan gehou het as ek meer kook. Maar Dit werk nie. Ons kan braai. Maar ja, ek dink vir my ek het ook so oor die laaste jaar of wat bietjie druk gevat by die werk en ek het besef dat ek moet goed anders hanteer, ek moet goed anders doen, ek moet boksies tik. Yes. En as ek nie dit doen nie, weet dan maak jy partykeer vir jouself die lewe moeilik. As iemand jou iets vra, dan overcommit jy so 'n bietjie. Ja. So ek het geleer ek moet my kalender, my dagboek effektief hanteer sodat ek weet as iemand my iets vra, dan kan ek sê ek kan jou die 16de 9:00 die oggend help. As ek nie dit het nie, dan het ek nie beheer oor my eie dag nie. En dan overcommit jy. Ja. En jy plaas jouself onder daai druk. En ek dink ja, soos Ulrich ook gesê het, bietjie gesonde oefening. Ja. En ja, as my vrou my toelaat om meer te gaan jag, sal ek help. Wel, ons gaan vanaand vir jou sê, as jy 'n gelukkige man wil hê, laat hom jag. Laat hy sy stres. Kom ek vra gou vir ons die volgende een kry, né? Okay, ja, wag, kom ons gaan. Ek sal nou hierdie vra. Yes, asseblief. Hallo, goeienaand julle. Ek dink iets wat by ons uitgekom het is om, so dit genoem, orde te skep. So of dit nou is om jou, dis seker maar soortgelyk om jou kalender uit te sorteer of om iets reg te pak of net iewers ter in mense lewe orde te skep of om 'n to-do lys te maak of iets, jy weet, dat alles nie net so half rondmaal in jou kop nie. Ja. So dit, ons het ook nog maar oefening en dan bietjie sit in die son en Vitamine D. net kyk vir die mooi berge en die see. En ja, dan lees en oefen en ja, kos maak. Fantasties. Daai eerste een wat jy gesê het, noem ons declutter. Nee, ons moet baie keer declutter. Ja. Wat nog? Daar's sy. Riek het ons hoor. Yes. Dalk 'n stokperdjie. Ja, ek hou van dit. 'n Groentetuin. Yes. Jy weet, want groente praat nie terug nie. En Hulle luister. Dood van is dit nie my skuld nie. Die plant moet harte, jy weet. Probeer. Groente verstaan, hulle praat nie terug nie. Doen net iets wat soos ek weet mense het nie tyd nie, maar Ja. daar is altyd 'n uur of dalk 'n halfuur wat jy kan vinnig dit gaan doen. Absoluut. En ek dink dit is ook belangrik om dit nie weg te pak nie. Hou 'n plek daar waar jy na toe kan gaan, doen dit en gaan aan, jy weet. 'n Mens het nie 'n hele Saterdag nie. Dit is Ja, dis baie dinge. Riek, ek hou daarvan. Mal daaroor. Ons moet stokperdjies hê, soos jag.
Yes, Saul. Die manne wat motorfietsse het sal weet as ek sê jy klim op jou motorfiets. Ja. As jy kan klim op 'n grondpad waar nie taksies is. Ja. Dan maak dit jou kop skoon. Dan sal vrede, soos die skrif sê. Love it, dankie. Saul. Ja nee, ek sal vir jou gou-gou ietsie vertel wat met my gebeur het gou-gou. In 2024 as gevolg van stres en uitbrand, is ek gediagnoseer met epilepsie as gevolg van te min slaap. Ja. As gevolg van ook van 'n swart labrador wat ons gekry het so. En ek spring erger as 'n Easter bunny en ja, met min slaap het dit veroorsaak, maar wat ek geleer het in daai tyd tot en met nou is in die oggend as ek opstaan, voor ek enigstens iets doen. Ek spandeer my tyd saam met God, maar my foon is af. Van daar af gaan ek eet ontbyt, maar ek sit buite en luister na die voëls. Selfoon alles is nog steeds af. Dan sit ek eers my selfoon aan om te sien wat vir wat gaan. Maar wat ek wel geleer het is in daai tyd, let go and let God. That's how you're going to make a perfect start of your day. Ja. Hou daarvan, Charles. Dankie. Nog iemand? Yes. Daar's hy. Okay, myne is baie maklik. Leer om nee te sê. Absoluut. Vir elke ding wat jy ja sê, sê jy nee vir ietsie anders. Soos jy aanhou vir ja sê vir werk, sê jy nee vir jou gesin. En vice versa. Yes, oom. En ek het agtergekom dat ek moet net probeer om ten minste elke tweede Saterdag 'n ronde golf te speel. Golf. Weet julle wat? Ja, al daai stres uit op daai klein wit balletjie. As ons net kan golf en jag, sal daar geen stres wees nie. Ek stem met daai ene saam. Definitief. Is daar nog iemand? OK. Nou wil ek hierdie vraag vra. Wie van julle oefen 5 keer 'n week? OK, hier's 'n paar. Ja, hier's 'n paar. Fantasties. Wie oefen 4 keer 'n week? Ja. OK, baie goed. 3 keer 'n week? OK. 2 keer 'n week? 1 keer 'n week? Wie sê hulle gaan maandag begin, maar hulle sê nie wat se maandag nie? Aha, OK. Dankie julle. Alles wat julle gesê het maak soveel sin. Nou, ons gaan gou-gou deur 'n paar streshanteringselemente praat, maar voor ek dit doen, hierdie is belangrik. Hierdie is wat saak maak. Jy weet ons, soos ek sê, ons leef in 'n tyd wat ons gewoond is aan goed moet vinnig gebeur. Jy weet, ons wil nie 'n dieet volg nie. Ons wil die crash diet volg. Wie het al ooit 'n crash diet gevolg, nê? Nee? Hier by dag 6 moet jy begin eet, anders dan gaan jy doodgaan van die honger, nê? Nee? En dan tel jy al die gewig op wat jy in daai 6 dae af kon skud plus wat. Het julle dit al gesien, nê? Nee? OK. Ons soek altyd die vinnige roete, die kortpad, die quick fix, die crash course. Maar ek wil vir julle ietsie vertel. Wanneer dit by streshantering kom, is daar nie 'n shortcut nie. Is daar nie 'n crash course nie. Dis nie iets wat jy kan doen vir 'n week of 2 en dan los nie. Jy kan dit ook nie 1 keer 'n week doen nie. Jy kan ook nie 2 keer 'n week doen nie. As jy wil effektief jou stres hanteer, gaan jy hierdie moet doen elke dag as deel van jou leefstyl. Mense vra my baie keer, wat is die geheim van wellness? Ek love daai woord, wellness. Wat is die geheim van wellness? Wel, die geheim is lewenstyl. Wys my jou lewenstyl, dan sal ek jou onmiddellik sê waar jou wellness is. En jy weet, elke jaar, dan sit ons nou, ons sê ons 'n nuwe jaar, 'n nuwe ek, né? Het julle al dit gedoen? New year, new me. Maar jy doen dieselfde goed en verwag 'n new me, maar daar is nie, want ek doen dieselfde goed oor en oor. Die enigste manier hoe jy 'n new me kry, die enigste manier hoe jy stres kan hanteer, is om hierdie elemente elke dag te doen. Maak dit deel van jou leefstyl. Dis die enigste manier. Het julle geweet, 'n skokkende getal, het julle geweet in die 1950s, was die hartaanval rate 88% minder as nou. 88%. Wat is hulle geheim? Nou, ek het met my oupa jare terug gepraat.
Toe vra ek vir hom, oupa, hoe was dit om daai tyd te werk? Want hy het in die 1950s gewerk. Nou weet julle hoe dit daar gewerk. Jy het so naby in die werk gebly, jy het geloop werk toe. Dan begin jy 8:00. 10:30 is teetyd. Alles stop. Die factory waar jy werk, die winkel, hulle stop. Jy vat jou tee. Etenstyd was van 12 tot 2. Jy gaan huis toe. Jy het jou middagete by die huis en jy vang 'n slaapie. Here, ek is in die verkeerde tyd gebore. Jy vang 'n slaapie en dan gaan jy terugwerk toe na 5:00, maak alles toe. Petrolstasie, waar ook al jy werk, dit maak toe, jy gaan huis toe. So hulle het die basiese gedoen. Daar's nie geheim nie. Weet, baie keer verwag ons, okay, Henning, gee my nou hierdie nuwe manier van dinge doen. Wat is die revolusionêre manier? Daar is nie, dis die basiese. Ons moet die basiese doen, dit sal altyd die basiese wees. Okay, so kom ons kyk na die basiese. Die eerste, die smiles gaan verdwyn. Eet gesond. Okay, nou ek praat nie van jy moet nou gewig verloor nie. Dis nie waar ons nou hier praat nie. So, half my asem, het niks met gewig te doen nie. Okay? Dit het te doen met energie. Weet julle wat is die grootste probleem? Ons eet nie genoeg gesonde kos of genoeg in 'n dag dat jou liggaam energie het vir die hele dag nie. Nou, hoe moet jy stres hanteer as jou liggaam glad nie krag het nie? Jy het nie energie nie, jy het nie krag nie, jy sal dit nie kan doen nie. Jy moet jou liggaam sien as 'n engine. Nou, wie van julle sal diesel in jou kar gooi of petrol in jou kar gooi wat vuil is, maar is die helfte die prys? Wie sal? Dis halfprys. Julle R15 'n liter. Hoekom nie? Dit gaan jou 200,000 kos later. Dan gaan die pistons en die ringe en die dit en die dat. Nou, jou liggaam is 'n engine. Wat ook al jy eet, gaan hom either energie gee of dit gaan hom drein. Kom ons sien wat sê die woord. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dit eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Deur na jou liggaam te kyk, is om God te verheerlik. Maar met wat jy eet. Nou julle, ek sê nou nie hierso, jy kan nou nie 'n chocolate hê nie. Glad nie. Maar jy moet 'n gebalanseerde dieet hê. Dames, 'n gebalanseerde dieet is nie 'n chocolate in elke hand nie. Dis nie 'n gebalanseerde dieet nie. Okay? Gebalanseerde dieet is, vat jou chocolate, maar daarna eet jy iets gesond. Maak seker dat jy elke dag, deur die dag eet. Dokter sê, jy moet 6 keer 'n dag eet. Nie hoope kos nie, bietjie. Maar maak seker jy eet goeie proteïene. Kyk, goeie vesels. Want wat ook al jy eet, as dit jou energie gee en jy eet deur die dag, dan gaan jy voel, okay, ek kan hierdie doen, want ek het die energie. Uitbranding gebeur baie keer ook, wanneer mense nie reg eet nie. Hulle energievlakke is net weg. Okay, so, wanneer ek sê eet gesond, gaan dit oor energie. Maak seker dat jy energie het. Jou dieet, elke dag moet energie vir jou gee. Okay, maak dit sin. Is daar 'n vraag? Ek het nou mense, ek het nou 'n groep vriende, weet nie waar hulle die geld kry nie. Hulle is nou op hierdie carnivore dieet. Hulle eet net vleis. En dan sê hulle vir my, Henning, ons het nog nooit so baie energie gehad in ons lewe nie. Daarna by die werk is daar nou 'n klomp vegans. Hulle eet nie diere nie. Hulle eet die kos van die diere, maar hulle eet nie diere nie. Dan sê hulle nou vir my, Henning, ons het nog nooit meer energie in ons lewe gehad nie. Nou wie's nou reg en wie's nou verkeerd? En daai twee groepe stry so met mekaar, jy sal dit nie glo nie. Okay? Die waarheid is, ons is uniek. Almal is uniek. Party van ons, net vleis sal my help. Ek kan dit nog nie bekostig nie, maar ek het al agtergekom, vleis gee my baie energie. Anders wil sê ek moet vleis sny. Almal is uniek. Gaan doen 'n bietjie navorsing. Daar's ongelooflike navorsing uit oor jou bloedtipe. Watse kosse pas by jou bloedtipe? Julle sal amazing kosse daarso kry. So maak seker jy eet kosse wat jou goeie energie gee. Okay, nou die volgende ene. Die smiles raak nou al hoe minder en minder en minder. Ons moet oefening doen. Okay. 1 Korintiërs 6:19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is nie en wat julle van God ontvang het en dat julle nie aan julleself behoort nie.
Baie mense sê vir my, Henning, luister, ek het nie geld vir 'n gym nie, of ek het nie 3 ure om na 'n gym toe te gaan nie. Julle, gym is nie die enigste manier nie. Daar's soveel maniere wat jy kan oefen. Ons is in die Kaap, dis veilig, jy kan gaan stap. Jy kan fietsry, jy kan swem. Die wat hou van hardloop, julle kort sielkundige hulp, maar as jy hou van hardloop, gaan hardloop. Okay? YouTube het video's waar jy oefeninge kan kyk, heeltemal gratis, waar jy kan oefen by die huis. Hulle leer jy om te oefen met die mat, of met 'n stoel, of wat ook al, of selfs iets soos 'n boksak. Ek het 'n boksak by die huis, ek het 'n foto van my skoonma, man, oefen lekker, nie ek speel. Luister, as ma hierdie feed kyk, ek is baie lief vir ma, ek grap net, regtig ek grap net, julle is Jenny net 'n grappie. Maar 'n boksak is regtig effektief, dit kan werk, dit doen regtig iets, en julle hoef dit nie ure te doen nie, weet jy wat sê hulle? Hulle het gaan navorsing doen, as jy 'n halfuur 'n dag oefen, nou niemand kan vir my sê hulle het nie 'n halfuur nie, as jy 'n halfuur 'n dag oefen, kan dit jou stres minder maak met 72%, net 'n halfuur te oefen. Nou kom ons kom gou terug, by daai pyne, né? Onthou ek het vir julle gesê, as ons stres, dan raak ons spiere mos nou styf die hele tyd, en dan begin dit daai senuwees knyp. Die enigste manier om ontslae te raak van dit is om te oefen. Byvoorbeeld, kom ons sê daai spiere is, daai senuwees is geknyp, nou het jy kopseer. En kom ons sê jy stap. As jy begin stap, dan begin jou liggaam beweeg, dan begin jou spiere beweeg. Dan word dit warm, en dan laat dit gaan. Maar jy's tens elke dag, so jy moet oefen elke dag. Nou wat goed is van dit ook, jy kry jou stres op iets fisies uit. Nou, al hierdie stappe waarvan ons praat, wat dit doen is, al hierdie strestekens wat jy het, dit kry jou woede, jou hartseer, jou irritasies, dit kry dit uit op 'n gesonde manier. Want weet julle wat doen meeste mense? En is ongelukkig baie 'n Suid-Afrikaanse ding. Ons los dit. Jy weet daar's issues, jy los dit. Jy hoop dit gaan regkom self. Maar dan begin dit opbou en dan ontplof dit. Ongelukkig, elke kultuur in hierdie land van ons leer ons van 'n klein tyd af, jy moet sterk wees. Jy staan op 'n begrafnis en sê hulle, hoorie, jy moet nou sterk wees vir die familie. Ons manne, is groot geword, ons moet taaf wees. Maar wat ons eintlik leer is, ons ignore die tekens dan. So dis hoekom baie mense sukkel. En hoekom oefening ook fantasties is, wanneer jy oefen, skei jou brein endorfine af. Dis 'n hormoon, maar dis 'n happy hormoon. Laat jou goed voel. Okay, so gaan julle nou bietjie daaraan werk dat ons oefen meer as maandag begin ek. Okay, begin ons hierdie maandag, is ons reg? Ja. Weet julle wat help baie? Kry vir jou maatjie, kry vir jou exercise buddy, wat jou forceer om te sê, kom, laat ons gaan. Okay, so ek wil, as ek jou Sondag sien of die week daarna, groet my en sê, hey, het jy gaan oefen? Dan moet jy nie jok nie, ek wil hoor. Okay. Gaan ons oefen, is al vrae oor oefening. Okay, nou, iets wat belangrik is. Julle, die Here het ons nie gemaak om alleen deur hierdie goed te gaan nie. Ons kort hulp, ons kort ondersteuning. Die Here het ons gemaak met community in ag. Prediker 4 vers 9, 2 vaar beter as 1, hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp, maar as die een wat alleen is val, is daar niemand om hom op te help nie. Almal van ons kort 'n support structure. Julle, daar is nie 'n lekker Afrikaans woord nie. 'n Support structure. Nou 'n support structure is nie 50 mense nie. 2 tot 4 mense in jou lewe met wie jy close is. 2 tot 4 mense wat jy vertrou. Dis die mense met wie jy deel die goeie in jou lewe, die sleg in jou lewe, goeders wat plaasvind. Dis belangrik. En manne, ek praat nou met ons. Jy weet, ons is lief om goeders in te hou. En ek sien nie, as ek die mans nou so kyk, julle raak vir my baie nervous. Jy sê vir my, Henning, luister nie. Ek gaan nie met iemand praat oor my gevoelens en kumbaya sing nie. Vergeet dit, dis nie wat ek gaan doen nie. Manne, ek sê nie, jy moet daar sit en sê, ek is so depressief nie. Nee, deel net wat in jou lewe aangaan. Nou, my beautiful vroukie het my iets geleer. Vandat ons getroud is, jare terug, het sy die dinge in plek vir ons gesit.
En elke middag na werk, dan maak ons nou koffie, dan praat ons nou oor die dag, wat het gebeur. Okay? En sy begin altyd, dan gaan sy, dan sit ek, en ons is klaar, nee, dan gaan ons aan. Okay? Maar nou sê sy vir my, ek moet ophou jok, want oor die jare, nou praat ek meer, want ek het begin sien, hierdie werk, okay? Jou support structure is daar om die goeie te deel en die slegte. Hoor jy, vandag het ek 'n verskriklike bad dag gehad. Dit en dit en dit het gebeur. Of vandag was 'n goeie dag, ja, ek het 'n kliënt geland of dit gedoen of dat gedoen. Maar jy moet jou lewe deel met iemand. Jy moet daai support structure hê. Wanneer jy praat daaroor, is dit 'n baie gesonde manier om dit uit te kry. Dit's 'n baie maklike way en 'n baie gesonde manier. Nou, hier's die groot maar. Jy moet, wie ook al jy in jou support structure het, jy moet hulle gaan neersit en vir hulle verduidelik hoe om jou te help. Want hulle kan nie ryk hoe om jou te help nie. Hulle wil jou help, maar hulle weet nie. Ek het al baie gesit met couples, dan sal hulle nou jare getroud, sê hulle vir my, Henning, luister, ek is al 30 jaar getrouwd met hierdie persoon. Hulle moet ons nou weet hoe om my te help. Asseblief meneer, asseblief mevrou, hulle kan nie weet as ons hulle nie sê nie. My vrou het vir my gesê, hey, sy het my neergesit en sê, Henning, as ek 'n probleem het of iets, hou op dit net wil fix. Jy weet ons manne, ons wil 'n ding fix. Okay, is 'n probleem, okay, kom ons kry die oplossing. Dames wil nie altyd dit gefix hê nie. Nou sê ek vir, en sy sê vir my, hou op vir my berading gee. Ek sê vir hom, ek's 'n beraader, dis verniet vir jou. Jy kan dit verniet kry. Sy sê, hou op, my berading gee. Gee my 'n drukkie. Nou julle tot vandag toe, ek verstaan nie hierdie drukkie nie. Daar's nie 'n antwoord nie, daar's nie 'n oplossing nie. Ek gee haar 'n drukkie, poem, sy's fine. As hy kwaad is vir my, probeer ek, dit werk nie altyd nie, man. Probeer maar, right? Nee, maar ons moes mekaar sê, hey, as ek kwaad is, moenie dit doen nie, doen dit. As ek hartseer is, moenie dit doen nie, moet doen dit en dit en dit. En ons moes met mekaar daai gesprek gehad het. Nou het dit al so naturally gekom dat wanneer ons mekaar gesels, weet ons wanneer om dit te doen, dat te doen, want ons het mekaar geleer. Ons wil help, as ons nie weet hoe nie, gaan dit moeilik gaan. En ek wil jou regtig vra vanaand, maak seker dat een van die support structure mense, as jy getroud is, moet jou man of jou vrou wees. Dit doen jou huwelik verskriklik goed. Praat met mekaar wat gaan aan in jou lewe. Wat gebeur elke dag? Moet nie dit inhou en dink, wel, ek sal die stres vat. Dit is waar die probleme kom. Dit is belangrik. So ons moet absoluut met mekaar deel. En dan, maak seker wie ook al jy in jou support structure het, is mense wat jou oplig en nie aftrek nie. Ongelukkig baie keer kies ons mense naby aan ons. Jy kies jou ma of jou pa of jou boetie of sussie of oom of tannie of beste vriendin, maar eintlik trek hulle jou af. So maak seker dat die mense wat jy in jou noue support structure het, is mense wat jou oplig. Enige vrae? Mans en vrouens, vanaand gaan ons sit na hierdie sessie en hulle gaan met mekaar praat. Hierdie is sommer 'n counselling sessie nou geword. Okay. Right, die volgende ene. Julle pret het net nie vir my gepas nie. So ek het van gesit. Pas in by die stokperdjies waar ons gepraat het. Okay. Julle, dit is verskriklik belangrik. Kom ons hoor gou-gou, waar's die roaming mics? Wat doen julle vir pret? Ons weet nou al golf, ons weet nou al jag. Wat doen julle vir pret, vir van? Kom ons hoor. Enigiemand? Niemand? Kos, ja, ooreg maar kos. Dit lyk nie of jy dit doen, jy's maar 'n bietjie maar, dit lyk nie of jy baie daarvan hou nie. Jy hoef van, jy sien, daarso, yes. As ons Langebaan toe gaan, dan vang ons vis. Die man, ek en my kinders, en dit is hier. Al vang jy niks, bly nog steeds lekker. Visvang is, maar maak seker jy vang vis en dis nie hengel nie, want jy sê hengel dan bly die stokke mos op die bakkie, né? Ons moet vis vang. Okay. Hou daarvan. Wat nog? Wat doen julle nog vir van? Asai. Ons gaan ry motorfiets. O, hier's baie motorfietsryers hierso. Tannie, ek is baie impressed. Baie impressed. Daarso.
Ek doen perdry. Wow. Motorfiets, perdry, dit raak interessant. Baie nice, Jana. Well done. Yes, Shaal. Mountain biking, soos in downhill, so vinnig so wat ek kan van 'n berg af. Ja. Hardloop, core fitness. Ja. En dan my beste tweede passie in die lewe is om net te gaan stil raak in God se natuur met my kamera. Oh Ek kan ja, daar vir foto's ure te neem. sit tot ek die regte foto kry op net een plant op sy vlak. Fantasties. Love it. Nog iemand. Dis presies dit. As ek groot mense vra wat doen julle vir fun, dan is dit soos asof ek 'n strikvraag gevra het. Laat ek nou vir tieners vra, laat ek nou vir kinders vra. Dan skiet daai hande op soos hulle kan nie gou genoeg sê nie. Weet julle wat? Ons, hoe ouer ons word, hoe meer vergeet ons om pret te hê. Dit word nie meer deel van ons lewe nie. En dit is 'n probleem, dis 'n groot probleem. Kyk 'n bietjie wat sê die skrif. Dit is my amazing skrif. Prediker 17:22. 'n Vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n Neerslagtige mens raak uitgeput. Stokperdjies maak ons vrolik. Het jy al gesien hoekom hou ons van naweke? Want ons doen gewoonlik pret op 'n naweek. Dan voel jy so goed. Ja, want wanneer jy iets lekkers doen, kry jy jou gevoelens uit. Outomaties, jy hoef nie eens te dink aan die stres nie. So, hier is die amazing ding. God het ons ongelooflik gemaak. Weet, altyd wanneer jy besig is, jou brein is oralste. Kyk, jy luister nou na hierdie praatjie, maar jy dink ook wat môre gebeur en hoe is die ligte af by die huis? Jy weet 'n ou se kop hardloop. Maar ons net 2 kere wat jou brein net op een ding fokus. Is wanneer jy vrees het en wanneer jy van het. Byvoorbeeld, as daar nou slange nou met hier inkom, ek gaan nou weer daai gebruik. Jy gaan nie gaan, slang, is die ligte af by die huis? Nee, Anneke gaan oor haar spring, tafels gaan vlieg, jy gaan nie dink aan, het ek huis betaal, het ek, jou brein gaan fokus net om weg te kom, want jy gaan aan niks anders dink nie. Nou wanneer jy pret het, gebeur dieselfde. Nou die dag toe kyk ek, die nuwe Top Gun fliek, is mal oor daai fliek. Nou kyk ek hierdie fliek en nou is die kinders besig, hulle roep my en Jamari roep my, ek is Tom Cruise, vir 2 ure het ek vliegtuie gevlieg. Ek was Tom Cruise, ek het daar, jou brein sluit heeltemal af van die stresses, jy fokus op die goed en jy outomaties kry daai gevoelens uit. Hoekom vergeet ons om van te hê? En wanneer ons het, is dit net op 'n Saterdag of net op 'n Sondag. Jy moet pret deel hê van jou lewe elke liewe dag. Ja, jy kan nou nie elke dag gaan motorfiets ry nie. Jy kan nou nie elke dag gaan golf nie. Jy kan nou nie gaan jag nie. Maar wat's die kleiner dinge? Daar's 'n series wat ons kan kyk. Daar's 'n boek wat 'n ou kan lees. Daar's kos wat jy kan maak, kan bak, kook. As jy hou van bak of kook, ek hou van eet. So bel my op. Ons maak 'n span. Ulrich, ons moet gesels. Maar jy kan nie net, ons wag vir 'n naweek. Dis asof ons Maandag tot Vrydag werk eet slaap. Naweek kom, ons nog 'n bietjie van, daar's dit weer Sondag aand, dis weer maar jy kan nie so leef nie. Die Here sê 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. Stokperdjies maak ons vrolik. Spandeer daai lekker dinge in die week ook. Dit speel 'n verskriklike groot rol. Nou, oefening en pret is die 2 dinge wat jy kan doen waar jou brein op 'n natuurlike manier endorfine vrylaat. Jou happy hormones. En dit maak so groot verskil. So, ons moet dit doen. Kry dit uit. Okay, so ek gee julle lekker werk ook. Saam met die goed eet, saam met die oefening, sê ek, have fun. Geniet die lewe. Jy werk so hard, daar's soveel dinge wat plaasvind, maar geniet die lewe. Have some fun. Ons vergeet om dit te doen. En dan, iets waarmee ons baie keer sukkel en waarvoor ons gepraat het hierso in hierdie hoek, tydsbestuur. Julle elke mens het 24 ure in 'n dag. Almal, niemand het meer nie. Jy kan nie meer koop nie, jy kan nie meer kry nie. Niemand kan nie. Jy moet daai tyd maak werk en kyk wat sê die skrif ons. Efesiërs 5:15 tot 16 in die 2020 version sê, let daarop sorgvuldig op hoe julle leef. Nie soos onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd
uit, omdat die dae vol boosheid is. Koop die tyd uit. Dit is ongelooflik dat ons dit moet doen. Jy moet jou dag bestuur. Niemand gaan dit doen vir jou nie. Ons het nou oor 'n klomp goed gepraat. Jy moet oefen, jy moet praat, jy moet jou support structure bou, jy moet lekker goed doen. Maar as jy nie gaan tyd maak daarvoor nie, as jy dit nie in jou dagboek gaan sit nie, gaan dit nie gebeur nie. Weet julle waarmee sukkel ons baie? Prioritisering. We don't prioritize it. Julle kan nou hier luister en sê, okay, ja, dit was goeie punte en ons gaan aan. Of jy kan sê, weet jy wat, ek prioritiseer nou. Ek gaan nou hierdie in my lewe insit, want die enigste manier hoe jy verskil gaan sien, die enigste manier hoe stres in jou lewe gaan oorvat nie, is as jy iets daaromtrent doen. Onthou wat sê die skrif, ons moet heers. Nie net oor die skepping nie, oor onsself. Jy moet heers daaroor. En een van die groot dele is dit om 'n prioriteit te maak. Om nee te sê. Kan nie vir alles by die werk ja sê nie. Kan ook nie vir alles by die werk nee sê nie. Jy moet dit bestuur. Hulle praat ook van work-life balance. Nou, ek hou nie van daai woord work-life balance nie, want work-life balance sê dat werk en personal life is half soos vyande. Ek like work-life harmony. Wat gee jou energie? My familie gee my energie. Okay, jy doen jou werk vir hulle ook. So bestuur jou tyd dat jy genoeg tyd het by die werk, maar by jou gesin ook uitkom, by jou oefening uitkom, maak dit 'n prioriteit. En weet julle wat? Ek het al baie gewerk met rokers. Nou ek sal nie hier vra wie van julle is rokers nie. Maar ek het al baie gewerk met rokers en rokers sê vir my altyd, Henning, ek kan nie ophou rook nie. As ek ophou rook is my stresvlakke deur die dak. En hulle is nie verkeerd nie. Kyk, daar's 4 dinge wat rokers doen wat actually jou stres help. Nommer 1, het julle gesien rokers vat breuke deur die dag, nê? Partykeer vat hulle meer breuke as wat hulle werk, nê? Nommer 2, wanneer hulle die breuke vat, gaan hulle uit, gaan buitekant toe, kry vars lug. Okay, tot hulle begin rook, dan is die vars lug weg. En dan nommer 3, het jy gesien, hulle gaan altyd in hierdie groepies, hierdie rokergroepie. Nee, hulle roep mekaar af, en gaan hulle en dan vertel hulle grappe en hulle het die lekkerste tyd. En dan nommer 4, as hulle begin rook, en dan suig hulle daai stokkie, maar hulle suig hom amper deur, nê? Nou, luister vir my asseblief nou, moet nou nie sê, daai ou by Tygerberg Gesinskerk sê, ons moet nou begin rook, nie glad nie, asseblief, moenie rook nie, okay? Ek noem dit fake smoking. Nou sê mense vir my, ja, ek vape ook. Nee, vape, daar moet geen rook ergens uit jou uitkom nie, okay? Fake smoking is vat 'n 5 minute breek elke uur. Gaan uit, gaan buite toe, of jy nou by die huis werk, of jy werk by 'n kantoor, gaan uit. Vat iemand saam met jou, as jy werk by die huis, vat jou foon, bel gou iemand. Dan praat jy nonsens, jy vertel grappe, jy wend net. En dan vat jy 20 diep asemhalings. Ek beloof jy, as jy terugkom by jou werkstasie, het jou brein suurstof gekry, jy voel beter, en dan ou gaan aan. Hierdie klein dingetjies maak die grootste verskil. Ons moet dit in plek sit. En dan natuurlik laaste, en die belangrikste, is jou geloof. Julle, ons kan nie dit sonder God doen nie. Nou hierdie is baie belangrik. Dis waar ons in die wêreld nou, waar ons die verskil sien. Hulle het nie geloof nie. Hulle moet net vashou aan oefening en hulle moet vashou aan prette en dit help 'n bietjie. Maar die skrif sê ons is liggaam, siel en gees. Jy kan die gees nie weggooi nie. Dis die belangrikste, inteendeel. Ons het so voorsprong voor ander. Die Here is daar vir ons. Romeine 8:26 sê die Heilige Gees help ons in ons swakhede. Partykeer voel ons, ek kan nie dit doen nie. Here, hier is te veel. Dan sê hy, jy kan dit doen. Onthou, ek sê dit vir jou, dat jy kan vrede hê in my. Jy kan dit doen, jy moet dit net heers. Jy moet heers daaroor. Nou as julle baie keer nie weet hoe nie, God het ons 'n riglyn gegee. Ons noem dit die Bybel. Dis ons lewensriglyn. Weet julle, ek het al baie gesien by
companies dan praat hulle nou oor sekere goeders, maar dis Bybelse riglyne wat hulle daar gaan kry het. Die Bybel is geskryf vir ons as 'n riglyn om enige iets te hanteer. Iets wat ek al gedoen het en sien mense doen en dis verskriklik. Dit help baie. As jy stres oor iets, dan vra die Here om vir jou te help om skrif te kry oor daardie ding. As jy nou byvoorbeeld stres oor geld, dan vra die Here dat hy vir jou teksverse gee. Dan gaan tik jy dit uit of skryf dit uit, dan plak jy dit in die huis rond. Ons het al baie keer dan soos hele gang vol tekste. Soos ons die Here vertrou vir sekere dinge, maar daai tekste is waarop jy dan staan. Want wat gaan gebeur? Wanneer jy baie stres het, gaan die duiwel kom en hy gaan sê, waar's die Here in hierdie? Is jy seker? En dan, wat moet ons doen dan? Wat het Jesus gedoen toe die duiwel hom tempteer in die woestyn? Hy het nie gestry met hom nie, hy het nie beklei met hom nie. Daar staan geskryf. Die Here het vir ons sy woord gegee. Kry jou tekste. As jy stres oor iets, gaan kry 'n teks vir elke stres. Ja, natuurlik, ons moet om liggaam kyk, ons moet na ons siel kyk, dis belangrik. Maar jou gees is waar dit begin. Julle, ons kan dit nie doen nie as ons nie tyd met die Here spandeer nie, as ons nie met hom gesels nie. As ons nie sy woord vat en dit doen nie. Ek sê altyd, ek love die woord, openbaring, as die Here vir jou iets oopbreek, maar jy gaan doen dit dan. Dit is wat openbaring is. So wat ek al jy hierso stres oor vanaand? Ek weet nie wat se stresses het jy. En party van julle het regtig groot dinge wat in julle lewe aangaan en jy dink ja Henning, ek gaan oefen en ek weet nie hoe dit. Die Here gaan vir jou help. Staan op sy woord, kry jou tekste, plak dit op, lees dit elke dag. Wanneer daai temptasie kom, lees dit. Wanneer daai twyfel kom, gaan lees dit, spreek dit. Want die Here se woord is daar vir ons. En dan, wat baie keer gebeur is, wanneer ons stres, dan bid ons nie eintlik so baie nie, of ons nie eintlik tyd nie, koop die tyd uit. Dis die belangrikste ding wat jy kan doen. Maak tyd vir jou journey met die Here. Laat die Heilige Gees met jou praat daaroor, want die Here wil ons help, maar hy wil ons daai leer ook. So dis belangrik dat jy die Here sal nommer 1 maak in jou stres ook. Moenie daai skuldgevoel vat, as ek stres, dan glo ek nie eintlik in die Here nie. Ek het al gehoor mense sê, ja, as ek stres, dan vat ek dit eintlik terug by die Here. Jy kan nie iets by die Here terugvat nie. Hy's God, hy's almagtig. Hy weet dat jy gaan stres, maar hy wil jou nie in die stres hou nie. Hy gee ons die riglyn om te sê, doen dit, maar ons gaan dit moet doen. Bid asof jy niks doen nie, en doen asof jy niks bid nie. Dan kan ons die groot verskil sien in ons lewe. En die Here is daar vir ons. Ek is mal oor hierdie vers. Hierdie is een van my gunsteling verse, nee? En ek moet hom in Engels sit, want die Engels is my so kragtig. As ons na Psalm 8:4 kyk, David sê hierso, who is man that you are mindful of him? Nou die Afrikaans sê, wie is mens dat jy aan hom dink? Maar as jy hierdie woordjie mindful, daai ding gaan vat, en ook in die Hebreëus kyk, mindful is die volgende. Dink gou 'n bietjie terug aan die eerste keer toe jy jou vrou sien, of jou man sien, die eerste keer wat jy hulle ontmoet. Party van julle moet nou lank terugdink, né? Dink gou aan daai tyd, daai butterflies wat jy gekry het. Jy dink aan hierdie persoon dag en nag. Niemand kan met jou leef nie, jy leef op water en liefde die heeltyd. Jy kan nie slaap nie, want jy dink aan hierdie persoon. Jou hele lewe gaan omtrent hierdie persoon. Jy's nul op 'n kontrak, want al wat jy dink is aan hierdie persoon. Nou dis wat daai woordjie mindful sê vir ons. God is nie daar, okay, Henning bid alweer nie. God is mindful. Hy kyk na my en jou elke dag met 'n mindfulness. Hy, ek is lief vir jou, ek is daar vir jou. Hier is my riglyne, jy kan. So moenie dink God is daar ver nie, hy's in ons. Heilige Gees is in ons. En hy's deel van ons. So moenie jou fisiese stresse en goed skei en sê, wel, hier's God se lewe en die Bybel lewe en my stressers nie. Nee, God wil deel wees daarin. Hy wil in dit wees. Hy wil alles van ons lewe wees. So ek wil sluit gou vanaand
En voor ek bid, wil ek gou net 'n kans vra. As daar enigiemand wat 'n vraagie het, wil ek met ietsie verder verduidelik dalk of 'n vraag het. Enigiemand? OK. Ek wil vir jou vra om jou oë te sluit daarso waar jy is. Maak gou vir my jou oë toe en vergeet van die geraas van die wêreld en die stressers en enige fluistering wat nou pla. En ek wil hê jy moet dink aan waar jy in jou lewe is. Wat is die een of twee stressers in jou lewe nou wat jy dink daar is nie 'n manier uit nie. Hierdie is te groot. Wat gaan ek doen? En daar waar jy is, wil ek vir jou vra om met die Here te gesels daaroor en te sê, Here, gee my skrif hierdie week, help my. En jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar ek wil vir jou vra vandag, gaan jy jou stres ernstig vat? Gaan jy dit vir die Here gee? Want hy wil dit vat. Hy wil jou help. Hy wil daar wees. Sy woord is daar vir jou. Hy is mindful of you. En laat vanaand die keerpunt is. Dat van vanaand af stres nie meer jou lewe gaan oorvat nie en dat uitbranding nie sal plaasvind nie. Ek wil vir jou gou bid. Dankie Vader. Dankie Here dat ons net kan praat oor die lewe en oor stres en ag Here, U het geweet daar gaan stressors wees. U het geweet dat ons as mens gaan stres. U het ons gemaak en dis nie net 'n slegte ding nie. U het ons stres gemaak om ons veilig te hou. U het vir ons gemaak dat ons kan dinge doen en vinnig ook. Maar Vader, die probleem is, ons laat toe dat stres te veel word vir ons. Vader, ek wil bid dat vanaand openbaring sal wees. Dat daar mense sal wees vanaand wat besef, hier's 'n aha moment. En dat ons sal heers. Vader, hierdie wêreld sal anders te lyk as ons begin heers. Maar ons begin met onsself. Ons moet heers oor ons eie lewe, oor ons huwelik, oor ons stres, oor ons werk. Ons moet heers daaroor. Ag en Vader, ons het oor 'n paar praktiese stappe gepraat. Ek wil bid en vra dat U dit vir elkeen sal in hulle lewe in vas sement vanaand. En dat ons kan in U vrede wees, want U skrif sê vir ons die heeltyd dat ek vir julle kan vrede gee. Dit gaan moeilik wees op aarde, maar dat julle kan vrede hê in my. Want Here Vader, U wil vir ons is vrede. En dankie dat ons ten spyte van die stressors in ons lewe nog steeds U vrede kan ervaar en U vrede kan hê daagliks in ons lewe. Vader, ek wil bid dat U met elkeen sal praat en werk. En dankie Here dat ons 'n nasie sal wees, 'n kerk sal wees wat opstaan en heers. En dat ander mense na ons sal kyk en sê, maar wow, wat doen jy? Ons kan sê, wel, dit begin met die Here. Dankie Here daarvoor en dankie net vir hierdie aand. Ons prys U naam. Amen.